Ons almagtige God, ons hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys vanoggend, want U is die skepper van alle dinge. Here, deur U krag en deur U woord het U iets gebring uit niks uit nie. U het lewe gegee daar waar dood was, daar waar chaos regeer het, het U deur U skepingskrag die lewe gebring. Here, dankie dat ons U kan aanbid as die skepper, en spesifiek die skepper wat getrou is aan die woord. Dankie dat U deur die storie van die Bybel en ook nou deur die storie van geskiedenis U self bewys het as die een wat getrou is en getrou bly. Selfs in die onmoontlike van situasies is U die koning, is U God, is U skepper wat getrou is. Here, ons wil kom vanoggend en ons wil bely dat ons gereeld perspektief verloor. Here God, ons vergeet dat U die skepper is, ons vergeet dat U getrou is. Here, en so gevolglik hardloop ons harte na ander dinge toe wat ons dink ons kan bevredig. Here, ons hardloop na ons werk toe en ons dink ons kan onsself red deur om meer produktief te wees en net te verbeter in onsself. Here, ons hardloop na geld toe, geld wat lyk asof dit orde bring in ons lewens. Ons wil hardloop na gemak toe en daar ons rus vind. Ag Here God, vergewe ons vir daardie dinge. Vergewe ons dat ons U goedheid mis, so gereeld. Here, sal U asseblief opnuut vanoggend weer ons harte kom herinner van wie U is. Sal U ons harte kom herinner van U getrouheid en U liefde aan ons, wat ons sien in ons eie lewens, soos wat ons terugkyk op die jare wat U net goed was vir ons, Here. Here, dankie dat U ons gered het. Dankie vir die seun deur Jesus Christus, wat swaar gekry het in ons plek, wat gekruisig is en dood gegaan het in ons plek. En ons loof U vir die krag waarmee hy opgestaan het. Here, dankie dat U ons nou deel maak van U familie, dat ons so hier op 'n koue Sondag by mekaar kan wees en ons harte weer warm maak, soos wat ons die goedheid van U liefde aan ons sien, Here. Here, ek wil vir U dankie sê vir hierdie Exodus reeks wat ons kon doen. Here, dankie vir die diepte en rykdom van U woord wat U vir ons gegee het. Ons het deur so baie teksgedeeltes, so baie hoofstukke van Exodus 'n nuwe en 'n duideliker beeld gekry van wie U is, en ons wil U dankie sê daarvoor. Dankie dat die woorde van Exodus ons ook 'n dieper liefde gee vir wat die Here Jesus Christus kom doen het. En so soortgelyk soos wat U gedoen het oor die laaste weke, sal U ook vanoggend doen, soos wat ons verder in Exodus is en verder na U woord kyk. Here, ek wil 3 kerksake aan U opbring. Here, sal U asseblief ons kom ontmoet as 'n plaaslike gemeente, die een klein vergestalting van U liggaam. Here, ons wil eerstens vir U dankie sê vir die nuwe studentebediening Ligpunt Campus. En ons wil vir U dankie sê vir die werk waarmee U daar besig is. Dankie dat U 'n klompie nuwe studente gebring het en gestuur het om saam hierdie klein nuwe gemeenskapie te vorm. Dankie dat U voorsien aan die nood wat ons daar het. Dankie dat U mense en leiers oprig om ook daar betrokke te wees. Ek bid dat U elkeen van die mense wat daar deelneem en daar lei wysheid gee, soos wat hulle die studente van Pretoria probeer bereik. Here, dankie dat ons weet dat dit U bediening is en dat U omgee. Here, die volgende ding wat ek voor bid is ons Ligpuntjies vakansieprogram. Here, dankie dat ons kan uitsien na 'n tyd waar al die kinders van ons gemeente bymekaar kan wees vir 3 dae en onder die woord sit. Sal U asseblief nou al baie krag gee vir die fasiliteerders wat daar help. Sal U wysheid vir hulle gee om met hierdie kinderharte te praat op 'n manier wat hulle die evangelie kan verstaan.
hou hulle veilig, hou hulle gesond. Ons bid dat U nou in elkeen van ons ligpuntjies se harte sal werk. Here, en dan laastens wil ek bid en vra dat U met ons sal wees in ons geboue en die vraagstuk wat ons daar het. Here, ons beraam planne en ons wil in wysheid optree, maar U weet beter as ons. Here, U weet wat is ons nood en dat ons begeerte het vir 'n langtermyn fasiliteit wat ons kan huisves. Here, in U goeie tyd sal U dit ons bied. Laat U wil geskied in hierdie dinge, Here. U weet beter as ons en so ons wil vertrou in U in al hierdie dinge. Here, baie dankie dat ons hierdie dinge kan opdra aan U, dat ons nou ook kan sit by U voete soos wat ons na U woord luister, kom praat met ons harte. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Môre julle. Ek lees vir ons uit Eksodus 35 tot 36 vers 7. Moses het die hele volksvergadering van die Israeliete byeen laat kom en vir hulle gesê: Dit is die sake wat die Here julle beveel het om te doen. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar die 7de dag moet vir julle heilig wees, 'n buitengewone Sabbat, tot eer van die Here. Elkeen wat werk doen op die dag, moet doodgemaak word. Julle mag nie op die Sabbatdag 'n vuur aansteek in enige van julle woonplekke nie. Moses het vir die hele volksvergadering van die Israeliete gesê: Dit is die opdrag wat die Here gegee het. Neem van wat julle het 'n wydingsgeskenk vir die Here. Elkeen wie se hart gewillig is, moet dit bring, 'n wydingsgeskenk vir die Here. Goud, silwer en brons, pers, purperrooi en karmosynrooi wol, fyn linnedraad en bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle, sagte leer en doringhout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die geurende reukwerk, onyxstene en edelstene as monterings vir die efod en die borstas. Laat elkeen onder julle wat vaardig is kom en alles maak wat die Here hulle beveel het. Die tabernakel, die tent, die bedekking, die hakkies, die planke, die dwarshoute, die staanders en die voetstukke daarvan, die ark en sy draaghoute, die versoendeksel, die voorhangsel wat dien as gordyn, die tafel met sy draaghoute en al sy toebehore, en die vertoonbrode, die menorah vir lig, met sy toebehore en sy lampe, en die olie vir die lig, die altaar vir die reukwerk en sy draaghoute, die salfolie en die geurende reukwerk, en die toegangsgordyn by die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met sy traliewerk van brons, die draaghoute en al sy toebehore, die waskom en sy voetstuk, die behangsels vir die binneplein, die staanders en die voetstukke, en die gordyn vir die ingang van die binneplein, die tentpenne van die tabernakel en die tentpenne van die binneplein met hulle toue, die geweefde klere om in die heiligdom dienswerk te doen. Dit is die heilige klere vir Aaron, die priester, en die klere vir sy seuns vir die priesterdiens. Die hele volksvergadering van die Israeliete het van Moses al weggegaan. Elkeen wie sy hart om daartoe gebring het, en elkeen wie sy gees om daartoe aangespoor het, het gekom, en hulle het vir die Here 'n wydingsgeskenk gebring vir die werk aan die tent van ontmoeting, en vir al die dienswerk daaraan verbonde, en vir die heilige klere. Hulle het gekom, die mans sowel as die vroue, almal wie se harte daartoe bereid was. Hulle het borspelde, oorbelle, ringe en halskettings, allerlei goue voorwerpe gebring, elkeen wat 'n gewyde gawe van goud vir die Here wou aanbied. Elkeen wat in besit was van pers, purperrooi en karmosynrooi wol, fyn linnedraad en bokhaar, rooi gekleurde ramsvelle en sagte leer het dit gebring. Elkeen wat 'n wydingsgeskenk van silwer en brons wou aanbied, het 'n wydingsgeskenk vir die Here gebring. En elkeen wat in besit was van doringhout, wat vir enige werk gebruik kon word, het dit gebring. Elke vrou wat vaardig was, het met haar 2 hande spinwerk gedoen, en het pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn linnedraad gebring. Al die vroue wie se harte hulle daartoe beweeg het, en wat oor die nodige vaardigheid beskik het,
het die bokhaar gespin. Die leiers het onyxstene en ander edelstene vir die monterings op die efod en die borstas gebring, en speserye en olie vir die lig, die salfolie en die geurige reukwerk. So het die Israeliete dit as vrywillige offer vir die Here gebring. Elke man en vrou wie se hart hulle daartoe aangespoor het om iets te bring vir die werk wat die Here by monde van Moses beveel het. Moses het vir die Israeliete gesê, kyk, die Here het Besaleel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda, by die naam aangewys. Hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met insig en met kennis en al die nodige vakmanskap, om vindingryke planne te beraam vir die werk met goud, silwer en brons, en vir die bewerking van edelstene vir monterings, en die bewerking van hout, om dit vindingryk te doen met al die nodige vakmanskap. En die Here het dit ook in sy hart gegee om te onderrig. Hy en Oliab, seun van Achisamach, van die stam van Dan. Die Here het hulle vervul met die kundigheid om al die werk van 'n vakman te doen. Die van 'n ontwerper, 'n borduurder met pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn linnedraad, en die van 'n wewer. Mense wat al die werk kan doen en vindingryke planne kan beraam. Besaleel, Oliab en elke vaardige persoon vir wie die Here wysheid gegee het, en ook die insig om te verstaan hoe om al die werk om die oprigting van die heiligdom te verrig, moet dit doen in ooreenstemming met alles wat die Here beveel het. Moses het Besaleel en Oliab toe ontbied, en ook elke vaardige persoon in wie se hart die Here wysheid gegee het, elkeen wie se hart hom daartoe gebring het om aan te meld vir die uitvoering van die taak. Om dit te kon doen, het hulle elke wydingsgeskenk wat die Israeliete gebring het vir die werk van die oprigting van die heiligdom van Moses ontvang. Die Israeliete het steeds elke oggend vrywillige offers vir hom gebring. Al die wat vaardig is en wat besig was met die werk aan die heiligdom, elkeen wat met 'n eie taak belas was, het gekom en vir Moses kom sê, die volk bring nou meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk wat die Here hulle beveel het om te doen. Moses het toe opdrag gegee en hulle 'n boodskap deur die hele kamp gestuur. Geen man of vrou moet verder werk aan wydingsgeskenke vir die heiligdom nie. Die volk het toe opgehou om te bring, en die bydra wat hulle gemaak het was genoeg om al die werk te doen. Daar het selfs oorgebly. Goeiemôre Ligpunt. Kan julle my hoor? Nee? Julle kan my hoor? Is lekker om hier te wees. Is lekker om verder te kan gaan in ons reeks in Exodus. Ons is amper daar. Bietjie verlig, bietjie hartseer daaroor dink ek. Dit is so ryk en so baie om deur te werk en elke week word ons geseën daardeur. Maar dit gaan lekker wees om so bietjie weer in die Nuwe Testament na 10 verse te kyk in plaas van 30 verse. Maar ons gaan aan, baie welkom as jy vir die eerste keer hier is by ons. My naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling hier by Ligpunt. En as dit die eerste keer hier is op 'n koue Ligpuntoggend, wil ek ook vir jou hartlik verwelkom. Ons reeks is getiteld God met ons en ons gaan vanoggend na Exodus 35 en die eerste stukkie in Exodus 36 werk. Ek gaan vir ons bid vir 'n oomblik vanaf. Ek was bietjie siek hierdie week, bietjie baie siek. My bloed is al Vitamiene C en die Here is genadig, ek voel baie beter vanoggend. Maar as ek 'n verskriklike lelike hoes ergens in die middel van die preek hoes, vergewe my. Kom ek bid vir ons, want ons kort genade. Almagtige God, Hemelse Vader, hierdie is U wonderlike en ryk woord. En dan kan ons nie eers begin om al die rykdom van hierdie woord uit te tap nie, sal U die woord wat U wil hê ons moet hoor vir ons duidelik uitwys. Sal U ons harte aanvanklik maak, ons harte uitdaag, verander wat verander moet word. En sal U bo als ons vat na Jesus toe. Die een wat ons siel diep rus gee, diep vergifnis bied en daar 'n vreugde bring wat die wêreld nie ken nie. Kom en praat ook deur my vanoggend. Ek bid vir dit in Jesus naam alleen. Amen. Ligpunt, verbeel jou, ons staan voor een van
die grootste en belangrikste bouprojekte in Gauteng. Byvoorbeeld, verbeel jou ons staan voor Soccer City Soweto. Ons gaan hom nou bou. Donderdag het die sokker wêreldbeker afgeskop en Suid-Afrika het teen Mexico gespeel. En dit het my teruggevat na 2010 toe die wêreldbeker hier was en ons ook teen Mexico gespeel het. En in voorbereiding vir die 2010 wêreldbeker moes 3000 konstruksiewerkers 'n R3.3 biljoen projek aanpak om Afrika se grootste stadion te bou, Soweto Soccer City. Verbeel jy, ons gaan nou bou, dis die eerste dag op site en almal staan reg. Hoope en tonne materiaal staan reg, die excavators, die TLB's, die voormanne, almal staan tou om grond te breek. Dan kom die baas, die projekbestuurder se baas, kyk die myn konyn, en hy vra almal, is julle reg? Is julle reg? En hy sê, ready, set, gaan rus. Gaan huis toe. Ons gaan vir 24 uur rus vandag. Gaan wees by julle kinders. Gaan maak 'n lekker ete. Gaan gee jou vrou 'n soen. Gaan nap vir 3 ure. Môre begin ons. Dit klink absurd, en dis die punt, want dit is 'n prentjie van wat ons sien in Exodus 35 en 36 gebeur. God se mense was nou net gered uit Egipte, daar was 'n verbond met hulle gesluit. God het vir hulle gesê, ek gaan met julle woon, hier is die instruksies vir die tabernakel, net die instruksies, en ons het hoofstukke spandeer aan net die argitektsplanne, al die uitleg en die meubelstukke, net die instruksies. En nog voor die instruksies alles klaar was, Moses het nog nie eens van die berg af gekom met die instruksies nie, toe gebeur die goue kalf. Die Israeliete smelt hulle juwele af, aanbid 'n afgod, skryf God se verlossing toe aan 'n lewelose, mensgemaakte standbeeld. Die verbond lê in stukke gebreek op die grond, soos Moses die kliptafels neergooi. Die verhouding is daarmee heen, maar nie net dit nie, God wil sy mense vernietig. Verskriklike sonde. Die hele boek van Exodus, veral hierdie tweede gedeelte, draai om die goue kalf. Die boek is in 2 helftes gedeel, Exodus 25 tot 31, die instruksies, en die tweede helfte, Exodus 35 tot 40, dis waar ons vandag is. Ons is in die begin van die tweede helfte van hierdie stuk in Exodus, hoofstuk 35. Maar mooi tussenin, sentraal tot hierdie hele stuk in Exodus, mooi perfek in die middel, Exodus 32 tot 34, is die goue kalf en God se genadige naam wat hulle vergewe. Moses ervaar in hierdie middelpunt van die boek, hoe al die goedheid van God, verby Moses beweeg. En in daai oomblik hoor Moses God se naam, 'n barmhartige God. Hy's 'n genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde. God vergewe sy mense. Israel gaan letterlik van om op straat te lewe na totaal en alle ramp. Hulle gaan van daar tot lotto wenners. Hulle word weer eens die bevoorregste mense in die geskiedenis van alle mense, want God gaan deur genade weer met sy mense kom woon. En nou sou jy dink, kan ons begin bou? Kan ons voor ek my vingers jukkel, ek wil net 'n bietjie hout kap en goud buig, voor nog iets verkeerd gaan, Moses, sit ons net aan die werk. Nee, weer herhaal Exodus die Sabbatsgebod. Oor en oor sien ons die Sabbat, maar hier veral is dit teologies 'n baie sterk punt. Weer sê Moses, nee, ons kan nog nie begin werk nie. Onthou die Sabbat. Daar's eintlik 3 groot, wat ek noem, instruksies in ons teks. 3 groot oproepe waar Moses al die mense by mekaar sê en sê, hier is almal, doen hierdie. Hier is almal, doen hierdie. 3 groot oproepe in ons teks. En die orde is belangrik. Hier's
hoe ons na ons teks gaan kyk vanoggend. 3 groot oproepe, 3 groot instruksies. Eers die oproep om te rus, 35 vers 1 tot 3. Dan die oproep om te gee, 35 vers 4. En dan die oproep om te werk. Eers kom rus, dan gee en dan werk. Kom ons kyk na rus. Moses roep al die mense bymekaar in vers 1 tot 3 op julle blaadjies. Hy sê in Engels, "These are the things that the Lord has commanded you to do. 6 days you shall work, but on the 7th day you shall have a Sabbath of solemn rest." Voor julle enigiets mag produseer, onthou die Sabbat. En ek wil net vinnig hier sê, my inleiding is bietjie misleidend. Want dis nie dat Israel moet rus voor hulle die werk kan doen letterlik nie. Dis meer 'n teologiese punt. Die oproep hier tot Sabbat maak 'n baie sterk punt. Dat soos hulle gaan werk, moet hulle werk vanuit rus uit. Hulle moet werk vanuit rus uit. Onthou, Israel was 400 jaar onder Farao gewees. En al wat hulle gehoor het onder Farao was, werk harder, produseer meer, en elke dag was 'n werksdag. Elke dag was dit, daar was een dag van die week. En dis 'n werksdag van die week. En in die opsig dink ek, daar's baie wat ons hier kan leer. Ons het dalk verlof vandag, ons het selfs menseregte vandag, maar ons is baie meer soos Israel as wat ons dalk mag dink. John Mark Ober het in sy boek The Ruthless Elimination of Hurry, hy praat van almal tot execs, tot besige mamas, hy praat van almal wat net nie ooit stop nie, en hy sê hierso, hy sê, one of the most common responses today to how are you isn't I'm good anymore, it's yeah, I'm good, just busy. We wear exhaustion like a medal and overcommitment like an achievement. Is dit nie so waar nie? Ja, nee, net bietjie besig, net besig. Ja, goed, net besig. Net. Maar hier sê God, nie so onder my mense nie. Hier is God se eerste en belangrikste oproep aan die gemeente voor hulle begin werk. Hy sê stop. Voordat God 'n vrygewige volk gevorm het, het hy 'n uitgeruste volk gevorm. Voordat God hulle hande met werk gevul het, het hy hulle harte met genade gevul. Die tabernakel is nie gebou deur uitgeputte, dun verspreide, mislike slawe wat probeer om God se guns te verdien nie. Dit is gebou deur vergewe kinders van God wat probeer lewe saam met hulle God vanuit 'n Sabbat uit. Dit is die teologiese punt hier. God se mense gee, punt 2, en werk, punt 3, vanuit rus uit, nie vir rus nie. Ons samelewing werk presies andersom. Eerste kom werk. Ons skiep gewoonlik oorgee, en dan wanneer ons omval en nie meer kan werk nie, dan noem ons dit rus. Maar die Hebreëse woord Shabbat beteken om te stop. Intentioneel vir 24 uur, want die werk gaan nooit ophou nie. Die werk is nooit klaar nie. Dis die punt van die kragtige voorbeeld in vers 3. Kyk gou op julle blaadjies na vers 3. Moenie 'n vuur maak nie, vers 3. Moenie 'n vuur maak op die Sabbat nie. Dis nog 'n sneaky ding om daarin te druk. Maar dis briljant. Dis briljant. Want in die antieke woestynlewe was vuur die een ding wat nooit opgehou het nie. Hy vreet net hout, dag na dag, sonder ophou, oor en oor, nog hout, kry nog hout, pas op die vuur gaan doodgaan, kry net nog hout, en hy brand deur dit, sonder ophou, en dit hou net nooit op nie. Dis 'n perfekte illustrasie van werk, wat net nooit ophou nie. En so op die Sabbat, moenie vuur maak nie. Die punt is, dis 'n prentjie van ons to-do lys, wat nooit ooit gaan leeg wees nie.
Dit is so prakties, want dit bewys vir ons, ergens moet ons besluit om die afknoppie te druk. Want die wêreld gaan dit nie vir ons doen. Die lewe is soos 'n vuur wat nooit bevredig is nie. Ergens moet ons besluit om 'n 24-uur periode af te staan. En weet jy wat, daar gaan nog 1000 dinge wees om te doen. Daar gaan, dis die punt. Asseblief hoor, en weet, daar gaan nooit 'n ideale week wees vir Sabbat nie. Nooit nie. Ons sal net kan stop, as ons vertrou, God is in beheer, en as ons regtig glo, God gaan voorsien. Dis die punt. Die Sabbat hou God, en mens. Wat doen ons op die Sabbat? 3 vinnige praktiese punte, om ons net so 'n bietjie rigting te gee, om te weet wat ons moet doen op die Sabbat. Die Sabbat skep ruimte. Die Sabbat skep ruimte vir 3 dinge. Jy rus jou lyf, jy rus jou lyf, jy rus in jou verhoudings, en jy rus in God. Jy rus in jou lyf, jy rus in jou verhoudings, en jy rus in God. Te rus in jou lyf is om te slaap, iets lekker te eet, iets lekker te gaan doen, geniet die vrug van jou arbeid. Te rus in jou verhoudings is om te gaan praat met jou vrou, gaan praat met jou kinders, sê vir hulle jy's lief vir hulle, gaan eet roomys saam met jou kinders, gaan kyk weer na hulle en besef hoe vinnig die lewe verbygaan en sien hoe hulle voor jou oë groot word en waardeer hulle. Gaan rus in jou verhoudings en die laaste belangrike ene, gaan rus in God. Hoekom kom ons kerk toe op 'n Sondag by God se mense? Want ons wil hoor van Here af. En ons wil saam met God se mense wees. Ons wil tyd afstaan vir die Here en sy dinge. Maar ons wil ook spesifiek tyd afstaan vir gebed. Vat 'n Sabbat Sondag en bid saam met jou vrou. Kom by die Here uit. Die een ding wat ek dink ons mis van al hierdie 3 dinge is die laaste ene. Ons mis dat ons ook moet rus by die Here. Om te onthou wie ons is en om te onthou wie hy is. Want die diepste deel van ons rusteloosheid is nie fisies nie. Dit is nie fisies nie. Dis hoekom jy op die langste vakansie kan gaan en nog steeds angstig kan terugkom. Die diepste deel van ons rusteloosheid is nie fisies nie, dis geestelik. Ons rus is ook 'n geestelike behoefte. Dis die stunning ding van hierdie eerste punt. God het nou net die Israeliete vergewe van 'n vreeslike sonde in die goue kalf. En die Sabbat hier wys vir ons dat God het Israel regtig erg vergewe, want die Sabbat is dit. Die Sabbat is 'n uitnodiging vir Israel om weer God te kom geniet. Ek hou niks meer teen julle nie, Israel. Ek het julle sonde weggevat so ver soos die ooste is van die weste. Ek het vergeet. Kom Sabbat, kom geniet my. Kom lewe weer soos Adam en Eva in verhouding met my. Dis wat die Sabbat doen. John Montgomery sê weer, hy sê, hurry is the death of prayer. Maar die Sabbat gee ruimte. Dis 'n weeklikse reset knoppie om my hart te herinner, ek is nie 'n slaaf nie. My liggaam is totaal en al beperk. En weet jy wat? Dis okay. Want ek is 'n kind van 'n totaal en al onbeperkte God. En hy is lief vir my. Hy is God, ek is nie. Die laaste ding hier, net om hierdie te illustreer, dink daaraan, dink gou saam met daaraan. Wanneer was Adam en Eva se eerste volle dag op aarde? Okay, ons lees, Adam en Eva was geskep, gemaak op die 6de dag. Wat het na die 6de dag gekom? Die 7de dag. Die Sabbat, die dag waar God self gerus het. Ligpunt, saam met wie het God gerus op die 7de dag? Adam en Eva se eerste volle dag as mens was nie 'n werksdag. Dit was 'n rusdag. Voor hulle die tuin bewerk het, voor hulle by 'n dier se naam uitgekom het, voor hulle enigiets bereik het in die wêreld, het hulle saam met God gerus. Dis wat ons harte nodig het, om vanuit rus te lewe, nie vir rus nie.
Ligpunt, die Sabbat is vir Nuwe Testament Christene nie 'n wet nie. Dit is 'n geskenk. Dit is 'n geskenk. En een wat so kosbaar is, want die wêreld gaan hom nie vir jou gee nie. Maar die Here gun hom vir jou en jou familie. Dis ons eerste punt. Rus. Dan kom gee. Dan kom gee. Eers rus, dan gee. In Exodus 35 vers 4 sien ons die tweede groot instruksie, oproep aan die gemeente. Moses sê vir die hele gemeenskap, "This is what the Lord commanded you. From what you have, take an offering, 'n wydingsgeskenk, 'n gewillige, die wat gewillig is, nie die wat nie moet dit doen nie, die wat gewillig is vanuit hulle harte, bring 'n wydingsgeskenk vir die bou van die tabernakel." En dan sien ons hierdie lang lys diermateriale, kosbare materiale vir die bou van die tabernakel. Die ding wat ons hier moet tref, is hoe baie die konsep herhaal van hulle kom met 'n gewillige hart. En hulle harte was geroer om te wil gee. Hulle wil gee. Whoever is of a willing heart, everyone's heart stirred in him. All who were willing brought their brooches and earrings. Hulle wou dit doen. 9 keer word dit herhaal, hulle wou hierdie offer gee. Dink so daaraan. Hoe voel ons harte oor 'n SARS rekening? Okay? Of dit nou reg of verkeerd is, hoe ons daaroor voel is nie vandag se preek nie, dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Maar as ons net gou vra, hoe voel ons oor 'n onverwagte SARS rekening? Dan as ons eerlik is, in Engels sal ons sê, a begrudging payment. So mooi, begrudging payment. Ek wil met alles in my nie vir julle hierdie geld gee nie, want ons is nog steeds 'n slaggat in my pad. Ek wil nie hierdie gee nie, maar ek moet. Vergelyk dit met hoe ons voel oor 'n 10, 20, 30 jaar huweliksherdenking geskenk. Yes, dan wil ek alles gee. Ek wil al die geld spandeer op my vrou, vir wat my so lief het, en lang pad wat ons al saam stap, met alles wil ek vir my vrou gee. Die punt is die motivering, die hart is heeltemal anders. En dis die punt wat die teks probeer maak. Hierdie harte was besig om 'n huwelik te herdenk. Daar was dankbaarheid, liefde, opgewondenheid, hulle harte wou gee. En waarna toe lei dit? Dis die crazieste ding in hierdie gedeelte. Kyk aan die einde van die storie, waarna toe lei hierdie gewillige harte wat wil gee. Exodus 36 van vers 3 af tot die einde toe. Wat doen Moses? Wow boys, daar's te veel goud. Daar's te veel van alles. Wat oorgebly, daar's te veel, ons kort nie nog nie. Hy stuur 'n spesiale emergency email notification om die hele kamp net te keer. Daar's te veel goud, daar's meer as genoeg. En as jy net stil staan by dit, dis mal, eintlik. Dis is crazy. Soveel van die lewe, eintlik soveel van besigheid, gaan daaroor net om jou geld te probeer kry by mense, wat dit vir jou actually skuld. Soos jy lewer 'n diens, betaal my, hulle betaal nie. Dis die lewe, dis hoe mense vashou aan geld. Maar hier is dit soos, dis mal. Hulle harte loop net oor, die geskenke vloei net, die goud vloei net, dit maak nie saak nie. En soveel so Moses met hulle keer. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ons harte so voel, en hoe gebeur dit dat ons harte soveel kan gee? Ligpunt, ek dink wat ons hier sien, is hoe een liefde vir geld en besittings, vervang word met 'n beter, voller liefde en dankbaarheid vir God. Thomas Chalmers, 'n Skotse predikant en teoloog in die 19de eeu, het hiervan gepraat. In Engels sê hy, the only way to dispossess the heart of an old affection is by the expulsive power of a new one. In pleinwegse moderne
eenvoudige Engels, the only way to get rid of an old love in your heart is to let a new, greater love push out the old one. Ek dink dis wat hier gebeur. En ek sien dit eintlik baie in my 3-jarige. Hy gryp partykeer een of ander spesery uit die kas uit wat hy nie moet nie. En as ek dan net na hom toe gaan, na my 3-jarige toe gaan, en ek gryp die spesery uit sy hand uit en ek sê, ba, jy moet nie daaraan vat nie, dan is dit al die pad tantrum town toe vir ons almal. So wat doen ek? Ek gaan kyk na sy speelgoed en ek gaan kyk, wat is sy gunsteling ding op die oomblik? Okay, hierdie rooi brandweerwa, dis wat hy love op die oomblik. Ek gaan al sy rooi brandweerwa. En soos ek in die kombuis inkom met die brandweerwa, hy sien net sy rooi brandweerwa, gaan sy hande so. Dan laat hy die speserye val en hy gryp sy rooi brandweerwa. En hy is gelukkiger as ooit. Ligpunt, kan ons net gou eerlik wees. Ons kan sê tot ons blou is, geld is 'n slegte afgod. Ons kan sê tot ons blou is, moenie in geld vertrou nie, maar as ons almal net gou eerlik is, ons is baie lief vir ons geld. Ons almal soek nog daarvan. En dis moeilik om onsself te sien in die skoene van 'n Israel wat so gee soos wat hulle hier gee. En dis nie net die rykes wat hier gee nie, dis almal. Almal gee. Almal gee radikaal baie. Dis moeilik om onsself in hierdie storie in te sien, want ons is lief vir ons geld. Geld is een van die dinge met die sterkste invloede op ons lewens en harte, want dit beloof so baie. Dit beloof so baie waarna ons harte smag. Dit beloof geluk, sekuriteit, vryheid, betekenis, beheer, status, vriende, veiligheid, gemak, gadgets. Geld beloof so baie. En jy kan dit nie net uit my hand uitdruk nie, dis nie hoe my hart werk nie, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie hierdie ding forceer nie. Maar jy kan hom vervang met 'n groter liefde. En dis wat met Israel gebeur het. 2 dinge gebeur met Israel. 2 dinge gebeur met Israel. Israel bring weer, en die teks maak die punt, weer goue oorbelle. Ons klomp goed wat hulle bring, maar hulle bring weer goue oorbelle. Hulle bring weer dieselfde goud wat hulle gebring het vir die goue kalf, maar hulle bring dit met 'n totaal en al 'n ander hart. Met die goue kalf het hulle iets beleef wat ons almal al beleef het. Goud en geld, so goed en nodig soos wat dit is. Wanneer ek geld of goud my God maak, vernietig dit my. Israel het dit eerstehands beleef. Ligpunt geld beloof veiligheid en sekuriteit. Maar kyk net na die wêreld om jou en vra jouself, hoe veilig is ek regtig? Ons gaan almal doodgaan. En ons enigste hoop is dan of ons vir Jesus ken of nie. Geen hoeveelheid geld gaan jou red van jou doodsdag af nie. Geld beloof geluk en rus, maar tog bly ons harte leeg en moeg. Geld beloof vryheid en gemak, maar dit bring meer angs, meer bekommernis, meer selfsug, want hoe meer ek het, hoe meer soek ek. Maar dis nie die enigste ding wat met Israel gebeur het nie. Hulle het nie net gesien hoe gevalle goud is nie, hulle het ook terselfdertyd ervaar hoe radikaal genadig God is. Dis die sleutel hier. Toe God hierdie mense vergewe vir hulle verskriklike sonde, toe hy aan hulle sy genade openbaar, toe is dit verby. Geld het nie meer 'n kans gestaan nie. Soos my kind wat besef, hey, ek soek nie eintlik hierdie cayenne pepper nie, dit brand my oë. Ek soek eintlik my rooi brandweerwa. So kom genade en dit breek deur die grootste houvas in jou hart en dit vervang dit met 'n groter, dieper liefde, liefde vir God en dankbaarheid vir God. Dit vervang die leë geluk, leë waarde, leë veiligheid met ware vrede. Ware geluk, ware veiligheid en ware rus in 'n almagtige God wat vir jou kan gee wat niks anders in hierdie wêreld kan. Dis wat ek probeer sê. En dis eintlik die punt wat ek vroeër probeer maak het in punt 1.
As ons nie eers rus by die Here nie, hoe gaan ons ooit kan gee in 'n vrygewige gesin? Ons kan nie. As ek nie rus by die Here nie, moet ek vashou aan alles. Dis myne. Maar as ek rus by die Here, ek weet wie hy is en ek weet wie ek is, dan vloei vrygewigheid vanuit rus uit. Tim Keller het my baie hier gehelp, want hy sê dit baie direk. Hy sê, the way you know you've actually experienced the grace of God is if you are radically generous. Okay, lees nou saam met my. If you need to be commanded, manipulated or forced to give, you have never experienced the grace of God. If, on the other hand, you want to give generously, radically, if your attitude towards your possessions has been mightily changed, that is the only proof you have. Actually, one of the few proofs you have that you have really experienced the grace of God. Hoekom? Hoekom is hoe ons dink oor ons geld 'n teken van genade en ware redding? Want geld is so kragtig en invloedryk in ons wêreld en in ons lewens. Hoekom is genade die sleutel? Want in die woorde van Martin Luther, Duitse teoloog, hy sê 'n Christen is iemand wat kyk na Jesus en sê, I am rich. En Jesus vat alles wat ek sleg is, al my sonde, al my armoede, al my skuld, alles wat ek nie verdien nie, vat Jesus op homself. En Jesus vat al die sleg wat ek verdien het en al die rykdom wat syne is, al die goedheid, al die genade, al die vergifnis, al sy liefde, gee hy vir my. Luther sê die Christen lewe, I am rich. Ek is aangeneem in God se eie familie. Ek is aanvaar as sy eie geliefde. Ek is 'n nuwe hemel en nuwe aarde gewaarborg, waar ek vir ewig gaan regeer met geen tekort nie. En nou, selfs nou, terwyl ek wag, het ek sy Heilige Gees wat in my lewe, wat elke dag al my foute, al my swakhede en al my hartseer kragtig oorwin. I am rich, sê Luther. Ligpunt, wanneer genade in jou hart inbreek, word jou verhouding met God soos 'n huweliksherdenking. Jy weet, jy's regtig verlief op iemand wanneer jy alles vir hulle wil gee. Dis hoekom radikale vrygewigheid nog altyd soos 'n skaduwee Christene deur alle eeue heen gevolg het. Ons sien dit in Handelinge 2 met die stigting van die kerk. In Handelinge 2:45 lees ons hulle het alles verkoop, al hulle eiendomme verkoop, alles weggegee sodat daar geen tekort was nie. Ons sien dit in die Nuwe Testament kerke waar al die armste kerke alles weggegee het wat hulle gehad het, sê Paulus. En vir nog alle eeue heen was Christene die wêreld se vrygewigste mense. Hoekom? Want 'n ou, diep liefde vir geld was vervang deur 'n mooier, dieper liefde vir die Here en alles wat ons in hom het. Die vraag is, het jy dit? Het jy dit al ervaar? Want tot jy nie dit ervaar nie, gaan jy bly vashou aan jou geld en jou besittings soos 'n 3-jarige. Jy gaan nie kan laat gaan. Dit bring ons na ons laaste punt toe. As ons kyk na rus, dan gee en dan werk. Hier is Moses se laaste oproep aan die gemeente. Kom almal en werk, die wat kan werk. Every skillful craftsman come and work to make all that the Lord has commanded. Exodus 35 vers 10. Ons het daar in Exodus 31 het ons hierna gekyk vinnig. En ons het daar gesien en ons sien hier weer hoe God ook vir Basaleel en Aholiab gevul het met die Gees om die werk te doen. Maar is baie interessant want hier kom iets by. In vers 34 en 35 word baie mooier in die Engels gesê, maar in vers 34 en 35
lees ons, God gee vir Aholiab en Basaleel die vermoë om ander te leer hoe om so goed soos hulle te kan werk. En in vers 35, heel aan die einde lees ons, all of them became skilled workers and designers. Aholiab gee, Basaleel gee hulle gawes oor aan almal en almal werk saam. Deur die hele gemeente, deur die Gees, word geseën om deel te neem aan die bouprojek. Laas keer het ons ook gesê, voor die sondeval was werk 'n goeie ding. Werk was 'n geskenk. Adam en Eva in die tuin was geroep om die tuin te bewerk en dit beteken om goed te wees vir die wêreld om jou. Werk was primêr 'n manier om te dien, 'n manier om te gee, 'n manier om God te aanbid. Maar na die sondeval word werk selfsugtig, swaar, leeg, 'n vloek. Maar soos God weer by sy mense kom woon, in die midde van sy mense kom woon, maak God weer hemel op aarde moontlik. Hy verlos werk. Hy maak werk weer betekenisvol. En nie net die werk van predikers nie, God vat die gewone werk, metaalwerk, houtwerk, naaldwerk. En deur die Gees maak God werk wat dit nog altyd moes wees. Aanbidding en diensbaarheid. Aanbidding en diensbaarheid. Wat beteken dit vir ons? Al wil ons hoe graag 'n tabernakel bou in Pretoria, is dit nie meer nodig nie. En so die vraag is, hoe lyk hierdie aanbidding en diensbaarheid vir ons in Pretoria? Die Nuwe Testament sê vir ons in Kolossense 23 en 24, whatever you do, work heartily as for the Lord, not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Die vraag is nie wat jy doen nie. Whatever you do, enige werk. Die vraag is, vir wie doen jy jou werk? As dit vir die Here is, verander dit alles. Die ding wat ek wil hê ons moet hier sien, eintlik in die hele teks, en veral met werk, is, jy kan dit eintlik net sien as jy net vir 'n oomblik terug staan, as jy na die groot prentjie kyk. Sien hierso hoe alles in hierdie teks gaan oor gee. Alles in die teks, werk gaan oor om te gee, om te dien. Werk gaan oor God en ons medemens. Werk as aanbidding is vir ons medemens, soos 'n glas water wat oorloop. Alles in hierdie hoofstuk loop oor. Die hele stuk is so saamgestel, dat alles gaan oor wat uitgegee word. Die Sabbat gee vir ons rus en verhouding met God. Die mense gee van al hulle besittings, en hulle gee selfs hulle vaardighede. Basaleel en Aholiab hou nie hulle vermoëns vir hulle self nie, hulle gee hulle vermoëns vir die mense, sodat almal kan saamwerk. Almal hier gee. En ek dink dis die sleutel. Werk vir self teenoor werk vir die Here. Die een gaan oor my en die ander ene gaan oor God en my medemens en die goedheid van die wêreld om my. Die een is leeg, die een is vol. Die een dien my, die een dien die mense om my. Die een oorwerk. Die een oorwerk, want werk is die punt. En so ek kom nie by my familie uit nie, ek kom nie by my kerk uit nie, ek kom nie by my vriende uit nie, ek kan nie Sabbat nie, want werk is die punt. Werk is hoekom ek hier is. Maar die ander een, werk vir die Here, kom by die Here uit, kom by my familie uit, en dit dien die mense om my. Die een kan geld maak, net om dit weer weg te gee. Die ander ene moet elke sent tel. Werk is 'n goeie geskenk, maar dit is nooit die punt nie. Werk is aanbidding, want werk was vir ons gegee vir God en vir ons medemens. En Charles Spurgeon illustreer hierdie punt stunningly. Dis 'n bietjie van 'n langer aanhaling, maar lees net saam met my hoe Charles Spurgeon hierdie illustreer vir ons. The analogy of nature helps us in this teaching. For in nature, there is a law that no one thing
can be independent of the rest of creation, but there is a mutual action and reaction of all upon all. All the constituent parts of the universe are bound to one another by invisible chains of generosity. The little fountain, which babbles through the wood, hiding among the stones, leaping down the moss-grown rocks, pours all its gatherings into the river, hoarding not a drop. The river hastens with its greater floods towards the all-receiving ocean, pouring itself out every hour with happy abundance, as though it only existed to empty itself. Yet the abundant variety of streams which come flowing down from the hills, draining the valleys, are careful that the river shall know no lack. The ocean perpetually sends up its steaming vapors to the skies, begrudging nothing, and the sun makes large requests upon the royal treasury of the deep seas. Nevertheless, the ocean is not diminished, for all the rivers are constantly feeding it. The clouds of heaven, when they are full of rain, empty themselves upon the earth, yet the clouds cease not to be, for they return after the rain. And the ocean down below seems but to be too glad to be continually feeding its sister in the sky. So, as the wheels and cogs and bands are made to work together, the whole watery machine is kept in motion by each part acting generously upon its neighbor. Let us learn then from this analogy of nature the great lesson that to get, we must give. That to accumulate, we must scatter. That to make ourselves happy, we must make others happy. And that to get good and become spiritually mature, we must do good and seek the spiritual maturity of others. Ligpunt, as ek dit baie direk kan stel, jou werk en al jou seëninge is nie eerste dae vir jou nie. Dit is eerste dae vir die Here en die mense om jou, sodat jy dit kan weggee. Vrygewigheid is vir ons in die skepping ingebou en ons werk is aanbidding wanneer ons saam met die skepping vanuit ons self gee om God te aanbid en ons medemense lief te hê. Dis werk. En enig iemand kan dit doen. Maak nie saak wat hulle doen. Ek sluit af. Alles vloei uit genade uit. Die middelpunt van hierdie hele blok in Exodus is God se naam. Sy genadige, liefdevolle naam. En dit wys ons, en ons het soveel meer daarvan in Jesus. Soveel meer daarvan in Jesus. Ons kan net rus, gee en werk, want God het ons eerste lief gehad in Jesus. Alles vloei vanuit ons uit, soos wat ons eerste ontvang by Jesus. Jesus was rusteloos, sodat ons kan rus. Hy het sy laaste asem gegee, sodat ons kan lewe. En sy werk was so radikaal, so God gesentreerd, so ander gesentreerd, dat dit hom gevat het na 'n wrede kruis toe, waar hy die sondes van die wêreld op sy eie skouers gedra het, sodat hy die heel armste een in die heelal kan wees, sodat ons in hom die rykstes kan word. Hierdie is God se woord vir ons ligpunt. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie vir u ryk woord, wat week na week ons verbaas. Week na week, Vader, dink ons, wat kan hierdie week gesê word? En dan sny u woord soos 'n tweesnydende swaard deur murg en been, siel en hart. En ek wil bid dat u sal sny vanoggend. Sny diep en raak ons aan.
en verander ons. Verander ons dat ons 'n gebroke wêreld se nood kan aanspreek en nie net sal lewe vir onsself nie. En doen dit deur die genade wat vloei uit Jesus uit vir ons. Vader, verander ons almal, dat ons nie moet gee, of gemanipuleer moet wees om te gee, of geforseer moet wees om te gee nie, maar verander ons deur Jesus, sodat ons wil gee. Dit is die werk wat ons weet net U kan doen deur die Gees. Kom ons doen dit vanoggend in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.